Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het en dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here vir sy wonderlike instandhoudende genade en dat ons weet sy genade is vir ons genoeg en dat sy krag in ons swakheid volbring word. Ek wil vanmôre groet met die baie besondere woorde van Halleluja lied 452. Daar's 5 versies. Ek gaan net vir u die 3de en die 5de vers lees. Het was vir my so geweldig treffend en ook 'n bemoediging vir my siel. Vers 3 sê, dank Vader, dank vir die genade. Dis onverdiende guns alleen. Slaan u reg my sonde gade, waar berg ek my? Waar vlug ek heen? Maar nee, ek wil nie vrees nie. U spreek my vry om Jesus bloed. Ek sal nie meer bekommerd wees nie, in hom is rus vir my gemoed. So wonderlik, en dan kom vers 5 en daar staan, ek weet aan wie ek my toevertrou het, al wissel dan ook dag en nag. Ek ken die rots op wie ek gebou het, van wie ek al my heil verwag. Eens aan die einde van my lewe, sal ek van sorge en moeite vry, vir elke dag my hier gegewe, u hoër, reiner loflied wy. Vriende, wonderlik om te weet dat die Here in beheer is van ons lewe. Hy het ons sonde vergewe. Hy neem absolute verantwoordelikheid vir ons. Hy sê sal ons veilig in sy heerlikheid bring. Daarom leef elke dag met volle vertroue in hierdie wonderlike wete dat God in beheer is van jou en my lewe. En dat ons eendag in die heerlikheid lof en eer en dank aan hom sal bring vir sy getrouheid. Al was ons ontrou, hy bly getrou, hy kan homself nooit verloon nie. Ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat oor hierdie besondere wonderwerk wat plaasgevind het daar in 2 Konings die 6de hoofstuk. Nou het miskien gewonder waaroor die tema van vanmôre gaan. Kom ek lees gou vir u wat gebeur. Nou Elisa was die opvolger van die profeet Elia en die Bybel sê vir ons dat daar profete seuns is wat saam met Elisa gewerk het. En die Bybel sê vir ons hier in 2 Konings 6 dat die plek waar hulle gebly het vir hulle te klein geraak het. Hulle sê vir hom, Elisa, ons wil graag vir ons 'n groter woonkwartier bou. Elisa sê vir hulle na die Jordaan gaan om vir hulle bome te kap en dan ook hierdie plekkie groter te maak vir hulle. En wat gebeur, vriende, is dat terwyl hulle besig was om die bome te kap, het die byl se kop of afgegly of gebreek en in die water geval. En as ons die gedeelte lees, dan sien ons dat hierdie byl geleen was. Nou is geweldig interessant is, ons lees in vers 5, maar terwyl een die byl kap, val die yster in die water en hy roep uit en hy sê, ag my Heer, dis nogal geleen. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy hom die plek wys, het hy stok afgesny en dit daarin gegooi en die yster bo laat drywe. En hy sê, haal dit nou maar uit. En hy het sy hand uitgesteek en dit geneem. Nou vriende, in ons 21ste eeu dink mense, ag, hierdie is net 'n storie en dit kan nooit gebeur nie. Luister, die God wat hemel en aarde geskaap het, is die God wat wonders kan doen. As u mooi lees, dan sal u sien, hy het gesê dat daar lig wees en daar was lig en ons sien al die wonderlike skepings daar, ons sien hoe die Here hierdie baie besondere genade ook aan sy kinders gegee het, hulle in stand gehou het in die wildernis en die woestyn vir 40 jaar. Die Bybel sê dat die klere aan hulle nie versluit het nie en ook so die skoene nie aan hulle voete nie. Dis dieselfde God, vriende, wat water uit die rots laat kom het en dis dieselfde God wat ook hierdie wonderwerk laat gebeur het en einde die geloof te bou van hierdie profete seuns, dat hulle kon sien dat Elisa 'n man van God was, 'n profeet van God en dat God in beheer is van wat ook al die situasie. En wat die toepassing vanmôre hier is vriende, eenvoudig dat ons ook hierdie onmoontlike sake in ons lewe aan die Here kan opdra in gebed. Vriende, daar is soms dinge wat vir ons lyk na totale onmoontlikheid. Ons dink by onsself, hier sal nooit 'n uitkoms kom nie. Hier sal nooit 'n uitkoms in hierdie situasie kom nie. En dan, vriende, lees ons hierdie gedeeltes en ons besef dat vir die Here is daar niks onmoontlik nie. Ons sing hierdie liedjie graag. Vir U is daar niks onmoontlik, Heer. Niks, Heer, niks is onmoontlik vir U. En wanneer dit kom by ons situasie, dan dink ons by onsself, ja, miskien is hierdie ding te moeilik vir die Here en ons bid nie eens daaroor nie. Ons praat met hierdie een, ons praat met daai ene en ons sink weg in ons elende en ons kom nie uit by gebedsverhoring en hierdie wonderwerke wat ons in ons lewens sien gebeur. Ag vriende, mense dink altyd wonderwerke is wanneer hierdie ou kwansies 'n ander een se been langer maak of 'n ander ene se kanker genees. En ek wil vir u sê, ons moet ons tog nie laat wegvoer deur al hierdie leuns van ons dag nie. Wonderwerk is eenvoudig wanneer die Here in my situasie intree en ook vir my uitkoms stuur. Iets wat ek in gebed voor hom neergelê het en iets wat ek miskien by myself gedink het, hoe is dit moontlik dat dit sal gebeur en dan gee die Here vir my uitkoms. Wat ons as gesin doen is, ons het 'n gebedslys en ag vriende, nie 'n gebedslys in die sin dat ons sinnelose goed van die Here vra nie. Maar dikwels is daar 'n nood, 'n situasie.
Dit kan wees by die finansies van die gemeente, dit kan wees in ons eie persoonlike lewens, dit kan wees 'n situasie waar een van ons kinders nood het. Dit is, hoeveel van hierdie situasies het ons voor die Here gelê? Dan dink ons by onsself, sal daar ooit 'n uitkoms kom? En ag vriende, op wonderlike maniere die Here uitkoms kom gee, en kan ek maar sê die eysterdrywe. Dikwels lyk dit vir ons of ons situasies soos die van Elisa en die profete seuns is, dat hierdie byl se kop onder op die bodem lê, en ons dink by onsself, maar hoe sal dit ooit daar uitkom? En ag vriende, vanmôre is die boodskap eenvoudig, laat alles deur gebed en smeking met dankseggings bekend word by die Here. As u die lewensgeskiedenis gaan lees van George Miller, 'n man wat kinderhuise begin bou het in Londen om die kinders van die straat af te neem, en u sien die wonderwerke wat plaasgevind het, en hoe die Here vir daardie kinders elke dag voorsien het na die maat wat hulle nodig gehad het. Soveel so, dat hy later grond gekoop het, 'n kinderhuise gebou het, daagliks vir hulle voorsien het, sonder dat daar 'n sent inkomste gekom het, deur 'n besigheid wat hulle bedryf het. 'n Man wat God vertrou het vir die onmoontlike. Dikwels, vriende, het ons in ons eie lewe dit al gesien. Ek was 4 jaar op kweekskool gewees, waar ek geen konstante inkomste gekry het deur 'n werk wat ek gedoen het nie. Ek het voltyds gestudeer, en in daardie jare moes ek absoluut op die Here vertrou het, en vir die Here te sê, Here, u weet wat ek nodig het. Of dit nou siekte toestande was wat oor ons gesin gekom het, of dit nou was krisisse wanneer 'n kar gebreek het, of wanneer dit nodig was om studiegeld te betaal. Ek het geweet, God sal voorsien en die eysterdrywe. Die moeilike, onmoontlike situasie word eintlik 'n maklike situasie in die hand van die Here. 'n Paar jaar gelede, vriende, was ek werkloos gewees. Ek was by die vorige kerk afbetaal, omdat ek nie saamgestem het met hulle leerstellings en die dwalings wat hulle verkondig het nie. Wat gebeur? Die Here voorsien, die eysterdrywe, en 'n nuwe gemeente kom tot stand, wat al oor die 3 jaar oud is, en ek eer die Here dat die eysterdrywe, God het vir hom voorsien, in 'n nuwe gemeente, en die Here het voorsien dat ek en my gesin versorg is. Ek loof en ek prys sy naam. Ek dink aan situasies waarin my kinders gekom het, familie, vriende, werkloosheid wat daar was, situasies, vriende, hoe die Here uitkoms gegee het. En nou wil ek net vir u sê, daar is tye waar familielede nie gesond geword het nie en gesterwe het. Daar is tye, vriende, waar mense vir 'n lang tyd deur werkloosheid gegaan het en moes leer om met net die nodige deur te kom. Maar ag vriende, ons kon nog steeds die saak aan die Here opdra. In hierdie hele proses het die Here ons geloof versterk, sodat ons nie moeg en moedeloos raak in ons situasie en in ons omstandighede. Nou kom 'n tyd wat die Here lyn in die sand trek, en dit sal die laaste dag is wat ons bid, die laaste dag, vriende, wat ons die goeie stryd van die geloof stry, maar in die interim tyd wil ek vir u sê, vir die Here is daar niks onmoontlik nie. Niks hier is onmoontlik vir u nie. So wat ook al u situasie is, of dit miskien 'n probleem is in u huis, miskien 'n probleem in u huwelik, miskien by u werksplek, miskien, vriende, is dit 'n krisissituasie in jou lewe wat sonde aanbetref. Miskien is daar hierdie hopelose situasie wat jy in die oë staar, en jy dink by jouself, hoe gaan ek dit te bowe kom? Dan wil ek vir jou sê, kyk in die geval van Elisa, hierdie byl se kop het in die grond geval, hy gooi die hout in, die byl se kop drywe, die profete seuns word versterk deur die geloof, en presies dieselfde. Die Here sê vir ons, ons kan, en ons mag, en ons het hierdie wonderlike toegang deur Jesus Christus, om alles deur gebed en smeking met danksegging aan die Here bekend te maak. En luister, elke gebed van wat ons bid, hoor die Here. Somtyds is die antwoord ja, somtyds is die ander antwoord nee, en somtyds moet ons net geduldig wag, en aanhou bid en ons saak voor die Here neerlê. Mag die Here vir u genade gee, dat ons in die geloof sal bid, dat ons met volharding sal bid, en dat ons sal weet op die regte tyd sal die Here die uitkoms gee binne sy wil, tot verheerliking van sy wonderlike en heilige naam. Groete vir u, mooi dag verder, seëninge, tada.